terug by die laaste episode in ons bespreking van die 6 hoofredes waarom jong mense die kerk verlaat. Hierdie was 'n reeks waarin ons gekyk het na die mees algemene redes waarom jong mense die kerk vandag verlaat. Ek is jou aanbieder steeds en vandag praat ons oor 'n onderwerp wat baie van ons dalk al self ervaar het. Die gevoel dat jy nie jou eerlike vrae of twyfel in die kerk mag lig nie. Baie jong mense ervaar dat die kerk 'n plek is waar sekerheid en geloof so verstrengel raak, dat daar geen spasie vir vrae oorbly nie. As jy vrae het wat nie sommer met 'n amen beantwoord kan word nie, voel dit dikwels of jy uit die kring uitgedruk word. Nou, navorsing in You Lost Me toon dat die kerk dikwels nie as 'n veilige of 'n gasvrye plek beskou word om twyfel uit te spreek nie. Die syfers bevestig hierdie hartseer realiteit. 36% van jong Christene voel dat hulle nie hulle mees dringende lewensvrae in die kerk kan vra nie. 10% sê reguit dat hulle nie toegelaat word om oor hulle twyfel in die kerk te praat nie. Kieneman argumenteer dat onuitgesproke twyfel een van die kragtigste vernietigers van geloof is. Nou, die kerk se huidige model meesal van geloofsvorming voel dikwels soos 'n passiewe klaskameronderrig. In 'n wêreld waar jong mense gewoond is aan interaktiewe kommunikasie soos sosiale media, voel 'n eenrigting lesing vir hulle dood en onpersoonlik. Kieneman stel voor dat die kerk 'n meer Sokratiese benadering moet volg, 'n omgewing waar ons bereid is om saam met jong mense met vrae te leef in plaas daarvan om net regte antwoorde af te dwing. Wanneer jong mense voel, hulle moet 'n show opsit en maak asof hulle alles glo, lei dit tot 'n geloof wat net veldiep is. Die bronne identifiseer 3 tipes twyfel, waarvoor daar dikwels nie plek is nie. Die eerste een is intellektuele twyfel. Dit is daardie vrae oor die bestaan van God, of die betroubaarheid van die Bybel. Institusionele twyfel is weer iets anders. Dis 'n diep skeptisisme oor die kerk as 'n instelling. Dikwels as gevolg van skandale, of 'n gevoel dat die kerk nie is wat dit behoort te wees nie. En dan die derde een is oorgangstwyfel. Dit weer is twyfel wat ontstaan na 'n krisis, soos die dood van 'n geliefde of 'n persoonlike trauma. Die belangrike draai of skuif in die boek, wat die boek voorstel, is dat ons moet beweeg van 'n omgewing waar daar geen twyfel is nie, na een waar ons geloof deur aksie versterk. Kieneman sê ons kan niemand uit hulle twyfel uit beredeneer nie. Slegs die Heilige Gees kan dit doen. Maar ons kan jong mense help om hulle twyfel te kontekstualiseer, deur hulle kans te gee om hulle geloof uit te leef. 'n Baie kragtige konsep uit die bronne is die idee dat leiers vir jong mense die geskenk moet gee van wat hulle noem om tweede te gaan. Wat ons daarmee bedoel is wanneer die leiers eerste eerlik is oor hulle eie vrae en foute en tye van twyfel, dan maak dit die deur oop vir ander om ook eerlik te wees. En dit vernietig daai monster van voorgee en skep 'n kultuur waar integriteit belangriker as perfeksie is. Soms word die diepste waarhede van die Christelike geloof eers duidelik wanneer ons besig is om ander te dien, in die doen. In die doen begin die glo, dikwels eers weer sin maak. Die bron gee nogal 'n voorbeeld van mense wat op sendingreise gegaan het en eers God ontmoet het terwyl hulle ander gedien het. Selfs al het hulle op daardie stadium nog intellektuele vrae gehad. En dit bevestig die idee dat geloof dikwels van die voete na die kop beweeg en nie altyd andersom nie. 'n belangrike feit is dat 20% van jong Christene voel
dat hulle geloof of die kerk hulle nie help met depressie of ander emosionele probleme nie. Dikwels word twyfel as 'n geestelike probleem hanteer, terwyl dit eintlik gewortel is in emosionele pyn of trauma. As die kerk hierdie verband miskyk, voel jong mense dat hulle diepste menslike behoeftes geïgnoreer word. Ons moet gemeenskappe skep, waar dit veilig is om onseker te wees. God is nie bang vir ons vrae nie. Dink maar net aan ou Thomas, aan wie Jesus sy wonde gewys het, of die rou eerlikheid in die psalms. Ek wil tog die hoopvolle gedagte met jou deel, dat selfs diegene wat weggestap het van die kerk, dikwels twyfel oor hulle eie twyfel ervaar. Soos die skrywer John Sullivan in die bron opmerk, is die sensasie van Jesus iets wat 'n mens nie maklik kan afskud nie. Die trekpleister van wie hy is, bly dikwels voortbestaan, lank nadat iemand die kerkgebou verlaat het. Nou dit bring ons aan die einde van die 6 redes vir diskonneksie. Maar moenie bekommerd wees nie, die reeks is nog nie verby nie. In die volgende episode gaan ons begin kyk na herkonneksie. Kinneman se praktiese padkaart oor hoe ons die gaping tussen die generasies kan begin toemaak deur verhoudings, roeping en wysheid te herontdek. Dankie dat jy vandag saam met my geluister het. Onthou om te subscribe op my YouTube kanaal by Janine Bevelou Manders. En tot volgende keer. Onthou, leef lig en kom ons wees saam kerkslim.